Ons lees die oordenking vir 9 November uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Die opskrif by vanoggend se gedeelte is 'n vleiserigheidjie. En ons teksvers uit Prediker 2 vers 26 sê: vir die mens met wie se lewe God tevrede is, gee hy wysheid, kennis en blydskap. Ek gesels met 'n vrou wat dapper probeer om weer haar pad deur persoonlike krisisse te vind. Sy praat oor haar uitdagings en hoe sy vasklou aan God se beloftes. Sy glimlag terwyl sy na haar vol heupe wys. Ek is so dankbaar vir my vleiserigheid, sodat mense nie my swaar kry kan sien nie. Hierdie vrou verstaan wat dit beteken om 'n dankbaarheidslewe te leef. Sy lewe uit God se hand en stap tree vir tree saam met hom, deur al die seisoene van haar lewe. Terwyl ek oor ons gesprek nadink, lees ek 'n stukkie van 'n anonieme skrywer. As ek deesdae na my wasgoedmandjie kyk, of dit nou leeg of vol is, probeer ek dit sien as 'n uitdrukking van waaroor die lewe self gaan, om deur die verskillende fases te beweeg, om oor te gee aan onbestendigheid en om derentyd te onthou om alles te aanvaar. Ons moet ons aan God se ritme en aan die eb en vloed van die lewe oorgee, terwyl ons insig probeer bekom deur alles wat oor ons pad kom, lig en somber, vreugdevol en hartseer. Die Here beloof sy wysheid, kennis en blydskap aan elkeen wat volgens sy wil lewe. Hierdie dinge is ons ingeboude vleiserigheidjies teen die lewe se aanslag. Elsa Joubert eindig haar kortverhaal Musiek in Berlyn so: wat vernietig is, kan weer opgebou word, solank die geestesbesit van die mens onvernietigbaar bly. Here, dankie dat U ons vrywaar teen permanente verlies van ons geestesgoed. Dankie vir die belofte van 'n onverganklike toekoms saam met U. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.